ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 265. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Japashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel om meer te weet van enig van my boeke wat ek geskryf het, of vernaamlik die verbande Bybel, die restoration of the original sacred name Bible, the Rotterdam version, wat in 1860 deur Dr. Joseph Briand Rotterdam vertaal was, soos hy vertaal is, met die name en alles in. Die mees oorspronklike Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy ooit jou hande kan oplê. En vergeet van die stories wat die ouens jou vertel, die Bybel is nie verban nie. Sê vir my, in watter boekwinkel in die wêreld kan jy hom koop? Behalwe in Amerika, in Texas, die mense van die ja-beweging, hulle het die van die Bybels, maar gaan voer daai Bybel in van Amerika af in dollars en bring hom deur die vervoer en alles wat hy by jou land, en kyk wat kos hy. Ek het 'n klompie beskikbaar. Prof, nou hoekom het jy 'n klompie beskikbaar? Ek het vertalingsregte, hersieningsregte, ek het verspreidingsregte, ek het drukregte, ek het bemarkingsregte, ek het vertalingsregte. Ek het al die regte bekom klompie jare gelede. En dus hom ook natuurlik die boek, die Afrikaanse, die Nuwe Testament, noem dit die Afrikaanse legkaart studiegids Bybel, vertaal het uit 5 verskillende Engelse Bybels, waarvan die Restoration of the Original Sacred Name Bible die hoofbybel is wat ek gebruik. So, sou jy enigstens belangstel, enige inligting wil hê, kontak my by my WhatsApp nommer 0722367124, of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk of luister, begin met deel 1. Het reeds 'n magdom inligting verloor, wat uiters noodsaaklik is. Ek wil net sê, ek gaan die gedeelte oor die waterdemonstrasie van die drie-enige God en so hulle dit mos nou doen, die drie-enige God, die Trinity en alles, die verborgenheid van Jahwe Almagtig, gaan ek laat ons dit uithaal en as 'n kort reeks dan aanbied apart. Anders moet mense deur die boek van Spreuke werk om by dit te kom, en daar's 'n aanvraag vir dit. Mense wil dit graag hê. So ek gaan met broer David gesels. Ons gaan dit uithaal as 'n kort reeks en ons sal u laat weet wanneer dit beskikbaar is. Uiters ook saaklik dat jy op die YouTube kanaal moet inteken. Stuur die kontak vir u vriende en kennisses, dis lewensverandering, skryfblokpen en 'n 3353 Bybel is uiters belangrik. Paar geestelike seatbelts, baie belangrik, nodig. Skokke. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jahwe vir vanmôre. Ek wil bid hier waar die naweek voor ons lê, wil ek bid. Seën ons vanmôre in die woord, seën ons vanmôre in die bo-natuurlike geopenbaarde woord, in die bo-natuurlike naam van Javashua, die naam bo elke ander Babyloniese hoermoedernaam, songod naam, halleluja. Dankie dat ons hom vanmôre ken in die krag van sy opstanding, halleluja. Dankie vir die salwing in die Ruach HaKodesh wat ek ervaar in hierdie ateljee. Laat u woord gedryf word deur die Ruach HaKodesh. Geef vir ons elkeen 'n vrugbare sielsdimensie en geestelike oor om te hoor wat u vir ons sê. Ons bid dit in die naam. Die naam bo elke ander naam. Die naam Javashua. En elke Jahwis sê halleluja. Halleluja. As jy nog nie 'n Jahwis is, moet jy uitvind wat moet jy doen om 'n Jahwis te word. Jy kan nie net 'n Jahwis word omdat jy sê jy glo in die woord nie. Daar is sekere dinge wat moet gebeur. Jy moet wedergebore wees uit water en die Ruach HaKodesh. Hoekom? Want die Jahwiste is wat? Hulle is bruid van Javashua. Loof hom,
Spreuke hoofstuk 16 en ons gaan verder lees. Nou ek lees hom uit die 33 Afrikaans, dat jy hoor wat hy sê. Laat jou werke aan die Here oor, die Here. Nou natuurlik Here, of hy in hoofletter staan, beteken Baal. Inteendeel in Hosea 2 vers 15 en 16 staan die woord Here ook in hoofletters. Is net een hoofletter Here nie. Here als hoofletters. Here beteken Baal. Gaan lees Hosea 2 vers 15 en 16. Jy glo my nie? Moet my nie glo nie. Glo die woord. Glo die woord. Laat die woord vir homself praat. Dis wat ek vir die mense sê. Ek interpreteer die woord. Ek leer vir u die bo-natuurlike geopenbaarde woord. Dis al wat ek doen. Bo dit het ek niks. Ek is niks. Jaffa, deur Jaffa, die roogleiding is alles. Ons is niks. Laat jou werke, met ander woorde, dit wat ons mee besig is, aan Jaffa almagtig oor. Weet, ek dink partykeer dan probeer ons start. Ek dink so. Partykeer is ons as nuwe Jafiste so vol ywer en lus in, dat ons eintlik 'n gevaar vir onsself is. Dit kan gebeur. Want omdat ek dit nou die bo-natuurlike waarheid ontdek het, verwag ek dat elke volgende persoon dieselfde moet gebeur. Weet, ek dink baie keer in my eie lewe, was dit juist die feit, 15, 13, 14, 15 jaar terug, wanneer hierdie bo-natuurlike waarheid tot ons kom, en ons tuis met my begin deel oor dit, en ek onmiddellik weerstand, nou dink ek aan resistance, 'n verskriklike weerstand teen hierdie name het. Ek het dit gehad. Ek glo nie daar is iemand daar buitekant wat meer weerstand gebied het teen hierdie name as wat ek gebied het nie. Wou dit nie hê nie. Wou nie van dit hoor nie. Weet jy hoekom? Want my ego, my godsdienstige ego, my godsdienstige posisie as pastoor en as dokter en as professor, het sy sê, maar wag 'n bietjie, dit kan nie waar wees nie. Dit wat ek gedoen het vir 60 jaar, was verkeerd. Dit was nie verkeerd nie. Dit het my tyd gevat om dit uit te werk. Niemand het met my kom sit nie, want om tuis is toe dood, voordat ons deur alles kon werk, toe my oë oopgaan. Om tuis het nie eens geweet my oë het oopgegaan nie. Pastoor Rika se oë het oopgegaan. En 3-4 maande daarna sy met my gesukkel. Ek het weerstand gebied teen hierdie woord. Die woord sê, as iemand anders te kom met enige iets anders wat ek julle geleer het, al is dit 'n engel uit die hemel, hy sê die woord, laat hom 'n vervloeking wees. Ek het hom tuis vervloek. Ek het vir hom gesê, sy maat hom op sy kop laat val toe hy klein was, man. Hy het sonstraal, hy sit in die son daar in die Vrystaat waar hy was. Ons sê, dra 'n hoed, kom uit die son uit. Jy makeer iets. Jy's besig met godslastering, want dis wat dit is. Verstaan jy wat ek sê? Met soveel aggressiwiteit het ek alles geweerstaan. Ek kon nie verstaan dat Jaffa almagtig, of kom ek sê andersom, ek kon nie verstaan dat die Here God dit sou toegelaat het vir 60 jaar van my lewe, waardeur ek gekom het met my geestelike lewe, om te besef dat dit is nie wat dit veronderstel was om te wees nie. Weet jy wat, dit was nie verkeerd nie. Want vir my daai tyd was dit reg. En wanneer ons dan ander mense sien weerstand bied, soos wat party van hulle weerstand bied, mense skop vierkantig vas, viervoetig vas, hulle sê, dis onmoontlik. Dis omdat dit wat ons geglo het, dit wat ons mee groot geword het, alles is.
Baie mense het 'n probleem om van die NG Kerk af na 'n Pinksterkerk toe te gaan. En van 'n Katolieke kerk na 'n Protestante kerk. Hoeveel te meer? Ek meen, dit is 'n weerstand klaar. Want jou voorgeslagte was so gewees. Hoeveel te meer om te verstaan dat ek sal in die Engels gaan ek moet hierso gebruik. Hierdie gaan 'n paradigm shift moet wees. Dit gaan 'n sielsdimensie verandering moet plaasvind. Om te besef dat Here is 'n Baalgod. Dit klink verskriklik. En weet jy wat die ergste van dit alles? Ek lees dit in die Bybel. Oom Thys sê vir my, Prof, lees dit in die Bybel. Hosea 2 vers 15, ek lees, daar staan dit. Ek sien dit. Vers 16 sê, en dan verwyder ek, dis Jahwe Almagtig, die name van die Baals uit julle midde uit. Ek skop 4-voetig vas. Ja, ek sien dit, ek weet dit. Maar van my geestelikheid is dit onaanvaarbaar. Dis totdat Jahwe een nag, daai gedagte, ek het dit al vir u gebring, 1 of 2 keer, van die verkeersbeampte, wat uitspring in my stop, waar ons dan vind dat die spoedtekenbord, wat vir 30 jaar daar gestaan het, die mure het die houtpaal afgevreet, en die bord lê in die gras, die kennisgevingbord, die spoedbord. Hy kan my nie 'n kaartjie gee nie. Dit vat die Ruach HaKodesh om dit in my lewe in te bring. Ek kon nie aanvaar dat bonatuurlike wonderwerke in genesings plaasgevind het deur my bediening as jong pastoor en dat die duiwel dit gedoen het. Dit was nie die duiwel gewees nie. Dit was Jahwe gewees het. Dit was hy. Want ons het nie van beter geweet nie. Die skrif sê hierso, laat jou werke aan Jahwe Almagtig oor. Partykeer dink ek, ons probeer te hard om sekere goed verander te kry. En miskien vanmôre is Jahwe besig om met iemand wat verskriklik probeer, met sy kinders en te deel. Ek meen, hier's my seun Niklas. Hy word nou 50 volgende jaar as Vader Lewe en Gesondheid Spaar. Hy het 'n resistance teen hierdie name wat amper erger is as wat ek gehad het. Hy het vir my reguit gesê, pa, ek kan nie glo dat die goed wat jy ons geleer het al ons lewe, dat jy kan kom en sê dis verkeerd gewees nie. In daai tyd was dit nie verkeerd nie. Ons het nie die Bybels vertaal nie, ons het nie die name ingesit nie. En wat gebeur? Dan praat ek met hom 2 weke gelede, en uit die bloute uitkom hy, en hy sê, pa, Jahwe het sy woord aan my kom openbaar. Ek het net begin huil. Hy sê, ek bid in die name van Jahweshua. En weet jy wat kos dit? Sy besigheid het 'n probleem. Hy sê, pa, en uit desperasie uit desperaatheid uit, begin ek bid in die naam van Jahweshua, want ek het nie 'n ander uitkoms nie. Ek sien nie 'n ander pad nie. Hy sê, en nie 'n week later, nie 2 weke later nie, daai selfde dag, verander Jahweshua en Jahwe die Vader die omstandighede. Nou ja, hy sal dit doen. As dit nodig is dat Vader jou in 'n hoek moet indruk om jou oë oop te kry, dan sal hy dit doen. En ek is so dankbaar dat dit in my eie lewe nie nodig was dat Vader Jahwe moes drasties raak nie. Nou weet ek nie of ek dink dat ou se vrou jou nie kan laat vanaand as hy sê, nou ek is nie om tuis nie, na my gaan jy luister. Dan plak sy daai Restoration of the Original Sacred Name Bible, om tuis se Bybel. Dan plak sy om die laas my leebord neer, waar ek sit en eet het.
dan proe die kos nie eers meer lekker nie. Daai tyd. En ek is so dankbaar dat Jaffa het 'n manier om met elkeen van ons individueel te werk. Soos 'n pa met kinders, met 'n pa wat 'n klomp kinders het, 5, 6, 7 kinders, 8 kinders het. Jy werk met almal dieselfde. Ons het 2 kinders, 'n meisiekind en 'n seun. Ons werk met hulle verskillend. Vandag is daar kleinkinders en agterkleinkinders. Ons werk met elkeen verskillend. Elkeen se persoonlikheid is anderste. En dis hoe Vader met ons werk, elkeen. Maar weet jy wat, die feit dat Jaffa ons my toegelaat het om weerstand op te bou teen die bonatuurlike name, het dan veroorsaak die oomblik toe my oë oopgaan en ek die woord sien, dat dit my geforseer het om die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotherham version, verkeerd te bewys. Nie reg te bewys nie. My missie was om die Bybel verkeerd te bewys. En dit na 2 jaar, al my navorsing, studies, kom dan neer, dat Jaffa vir my sê, gebruik dit as die riglyn vir die boek, wat is jou God se naam, en later die boek, what is your God's name. En baie keer laat Vader Jaffa sekere goed toe in jou lewe en in my lewe, om ons in 'n posisie van desperaatheid te kry, sodat hy sy planne in ons lewens kan uitvoer. Kyk wat sê, Spreuke 16 vers 3, laat jou werke aan Jaffa almagtig oor. Raak rustig. Dan sal jou planne uitgevoer word. Onthou, ek is verskriklik lief vir 'n advokaatpeer. Daar's my amper niks lekkerder nie, ek jok, ramstyk. Maar groentegewyse is 'n lekker, sagte advokaatpeer. Ryp. Hy moet nie swart wees, hy moet groen wees. Breinbrood, want ons eet net breinbrood. En 'n lekker laagie botter. En dan maak ek die advokaatpeer in die bord, fyn met 'n vurk, met rooi peper. Ek hou ook van 'n bietjie swart peper of wit peper en sout. Dan meng ek hom deur mekaar. En so op 'n dubbelsny brood, dan sit ek sommer 'n hele groot advokaatpeer. Hy's net so dik. Ek sny hom deur. Die smaak is essensieel. Dit is heerlik. Want dit is genotvol. En wanneer ons dan sien hoe Jaffa ons planne tot uitvoer bring, is dit amper soos om so advokaatpeer, ek wil nou sommer die Afrikaanse woord gebruik, sammy te eet. Verstaan jy wat ek nou gesê het? Met 'n lekker beker koffie. Dan sal jy, laat jou werke aan Jaffa almagtig oor. Kom ons word rustig om te probeer, om als ryp te wil druk. Hoekom het ek nou van die advokaatpeer gepraat? Want as jy advokaatpeer druk, dan word hy vrot. Dan kan jy hom nie eet nie. So wees rustig, laat die advokaatpeer op sy eie tyd ryp word, laat hy daar lê. Voel maar net so aan hom, moenie hom druk nie. Voel so elke tweede dag net aan hom. Dan sal jou planne en jou gedagtes uitgevoer word. En as dit uitgevoer word, wat 'n vreugde. Nou ja, die naweek is op ons, kom ons gebruik hierdie tydperk vredevol, wees betrokke, wees aktief in die koninkryk van Jaffa. En kyk of ons iewers kan 'n saadjie plant in iemand se lewe, maar ek wil 'n waarskuwing rig. Kom ons druk dit nie ryp nie. Kom ons gee die Ruach HaKodesh die kans om die saad te laat groei. Kom ons doen wat die woord sê. Hy sê die een plant, die ander een gooi nat, Jaffa laat dit groei. Tot maandag as Vader wil. Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.